So wanneer ons so by mekaar is, dan verklaar ons dat ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het en wat ook trou bly tot in alle ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid, vrede en liefde word julle geskenk van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons dank U dat ons so op die aandure van hierdie Sondag by mekaar mag wees om U naam te loof en te prys. Ons het nou net gesing van 'n 10.000 redes wat begin die dag as ons tot geloof kom. Wat maak dat ons aanhou sing vir ewig en vir ewig. Watter omstandighede ons lewens ook al in is, ons loof en besing U naam. Ons kan dit doen omdat U Gees in ons harte gegee het. Soos ons op hierdie Sondag dan ook onthou dat die Heilige Gees uitgestort is en met krag werk in U kinders, in U disippels. Ons weet dat ons die Heilige Gees ontvang het, want dit is U Gees wat ons lei tot geloof. As ons op ons eie oorgelaat was om U te soek of te vind, sou ons nooit by U uitgekom het nie, sou ons nooit vir Jesus leer ken het nie, sou ons hom nooit kon raak sien as die Messias nie, sou ons hom nooit kon erken het as ons verlosser en ons heiland nie. Ja, deur U Gees het ons tot geloof gekom in Jesus Christus en het ons U kinders geword. Maar dankie dat die Gees ook in ons werk om ons lewenslang by ons te wees. Hy verseker ons dat ons sal uitkom by ons bestemming, by U in die hemele vir ewig en ewig. Maar intussen is dit hy wat ons hier lei en begelei. Wat ons leer uit die woord uit, wat U wil is. En wat ook met ons gewetens werk, sodat ons kan weet en agterkom wanneer ons binne U wil leef en ook wanneer ons buite U wil begin ombeweeg. En Here, ons is sondaar mense, ons is reeds verlos, maar ons stry nog teen die ou mense in ons, en daarom is ons gebed dat U deur die Gees ons ook die krag sal gee om te volhard, sodat daar by ons voortdurende vernuwing sal wees. Gee dat ons nie sal tevrede wees met die status quo nie, dat ons nie maar sal bly soos ons is vir die res van ons lewe nie, maar dat ons elke dag nuut sal word en sal opstaan en U pad loop saam met U, met nuwe ywer en moed elke dag om saam met U die lewe te leef, en sodat ons sal sigbaar word as U kinders. Dit gebeur wanneer ons U wil soek en U wil doen, en daarom bid ons ook dat U nou met ons sal wees wanneer ons die woord oopmaak, dat ons sal hoor, sal verstaan, dat dit regtig waar in ons siel sal kom lê en die verandering sal teweegbring wat U wil hê. Ons bid so in Jesus se naam. Amen. Ek gaan vir ons lees uit Jesaja 1 vanaf vers 10. Luister na die woord van die Here, gesagsvoerders van Sodom, gee aandag aan die wet van ons God, mense van Gomorra. Nou, Jesaja praat nie met Sodom en Gomorra nie, hy praat met die Jode, hy praat met die Israeliete. Hy noem hulle Sodoms en Gomorra volk, want hulle volhard in die sonde. So luister na die woord van die Here, gesagsvoerders van Sodom, gee aandag aan die wet van ons God, mense van Gomorra. So hierdie mense het geweet wat die Here sê, hulle het nie gedoen nie, hulle volhard op hulle ou paaie. Wat baat julle magdom van slagoffers, my, vra die Here?
Ek het genoeg gehad van die brandoffers van ramme, die vet van gevoerde diere, die bloed van bulle, lammers en bokramme staan my nie aan nie. Wanneer julle kom om voor my te verskyn, wie eis dit van julle om my voorhoewe te vertrap? Hou op om waardelose graanoffers aan te dra. Reukwerk, afstootlik is dit vir my. Nuwe maansfeeste en sabbate, saamroep van byeenkomste. Teksvers, ek kan nie onreg, of deel daarvan, ek kan nie onreg en gewyde rusdae verdra nie. Onreg en gewyde rusdae. Julle nuwe maande en vaste feestydde haat ek met my hele wese. Dis vir my 'n las. Ek is moeg daarvoor om dit te dra. Dis verskriklike woorde wat die Here sê. Ek is moeg vir julle godsdiens, dis wat hy sê. Ek is moeg daarvoor om dit te dra. As julle julle hande uitstrek, sluit ek my oë vir julle. Selfs as julle baie bid, luister ek nie, want julle hande is vol bloed. Was julle, reinig julle, verwyder julle bose dade voor my. Hou op om kwaad te doen. En dan die regte teksvers, leer om goed te doen. Leer om goed te doen. Bevorder die reg. Lê die onderdrukker aan bande. Handhaaf die reg van die vaderloses. Verdedig die weduwees se regsaake. Kom tog, laat ons die saak uitpraat, sê die Here. Al is julle sondes rooi soos karmosyn, sal dit wit word soos sneeu. Al is dit rooi soos skarlaken, soos wol sal dit word. As julle gewillig is en luister, die goeie van die land sal julle geniet. Maar as julle weier en opstandig is, deur die swaard sal julle verteer word. Ja, die mond van die Here het dit gespreek. In hierdie gedeelte, in vers 13, ek kan nie onreg verdra nie. En dan in vers 16, verwyder julle bose dade voor my oë. Hou op om kwaad te doen. Vers 17, leer om goed te doen, bevorder die reg. Ons gaan hieroor nou saam praat. So geliefdes, ek wonder baie keer of ons as wat ons self Christene noem, disciples, ons wat ons self Christene noem, of ons regtig waar verstaan wat die implikasie is van die Christenskap en hoe dit veronderstel is om ons anders te maak as Jan en Alleman op die straat. Hoor die vraag. Verstaan ons regtig? Vind dit regtig inslag in ons hart om te sê dat ons regtig waar anders moet wees as die mense daar buite. Ons moet uitstaan. Julle weet, ons word groot met allerlei Bybelse uitsprake en konsepte waarin ons blootgestel word in ons ouerhuis of in ons kerklike meelewing of wat ook al. Ons hoor baie dinge wat Jesus gesê het. Maar as ons 'n bietjie gaan stil staan, as ons 'n bietjie net gaan nadink, jy hoef nie eers baie na te dink nie, dan kan jy sien dat die Christelike godsdiens eintlik kontra-intuïtief is. Dit gaan teen jou natuurlike grein in. Stry eintlik met jou outomatiese menswees. Dit wat jy van nature is, die Christelike boodskap stry eintlik reglynig daarmee. En daar's min plekke waar hierdie kontras tussen die natuurlike mens en die geestelike mens vir disipels so sigbaar word, as wanneer dit kom by die doen van die wil van God. Dis waar dit sigbaar word. Doen ons die wil van God? Of is ons maar soos die algemene man op straat, Jan en Alleman, wat hom nie steur aan God en sy gebod nie? So, ek het met 'n vorige geleentheid reeds gepraat hieroor, oor God se wil, en ons het gesien dat daar 'n maklike en 'n moeilike deel is aan God se wil. Iets wat ons maklik kan verstaan en iets wat vir ons regtig moeilik is. Die maklike deel het te maak met God se geopenbaarde wil. Dit wat hy vir ons in die Bybel sê, dit wat ons weet.
Hoewel selfs hierdie maklike aspek van God se wil moet reg verstaan word. As jy dit verkeerd verstaan, dan kom jy in elk geval ook op 'n plek uit wat verkeerd is. Maar die moeilike deel het te maak met dit wat ons noem God se verborge wil. Dis nou 'n groot woord, maar verborge wil beteken dan net, dit is die dinge wat hy nie vooraf bekend gemaak het nie. Kom ons maak dit eenvoudig. Jy mag nie moord pleeg nie. That's it. Dis God se geopenbaarde wil. Maar met wie moet jy trou? Watter werk moet jy doen? En ander dinge ook, goeie dinge en slegte dinge wat met 'n mens gebeur. So, soms kan ons by nabaat sê, ja, dit was die Here se wil, dat dit gebeur het of dat gebeur het. Ek sê altyd, daar's nie 'n teksvers in die Bybel of jy sê met watter man of vrou moet jy trou nie. Maar as jy getroud is, kyk na daai een langs jou. Dis die Here se wil, dat jy met daai een sal getroud wees. Die Here se wil het vir jou bekend geword, by nabaat. Soms ook word hierdie verborge wil van God nie vir ons sigbaar nie. Dit word nie bekend nie. En baie keer, en ons het hieroor gepraat, is dit eintlik juist die moeilikste deel van God, te verstaan van God se wil. Wanneer slegte dinge gebeur, hoekom het ek 'n baba aan die dood afgestaan? Hoekom is 'n geliefde van my vroeg dood? Hoekom het ek 'n slegte diagnose met terminale siekte? Hoekom sterf iemand in 'n ongeluk? Hoekom word iemand verkrag? Waarom word 'n moord gepleeg? Waarom is daar oorlog? Ons gaan eintlik waarskynlik nie een of ander direkte antwoord daarop kry nie. Party mense dink sê, ja, ons sal eendag weet. Dis ons daarbo. Jy gaan nie weet nie, want dan maak dit glad nie meer saak. Wat ons wel weet, is dat hierdie slegte dinge wat gebeur, deel is van die gevolg van die sondeval. Die gebrokenheid wat in die wêreld ingekom het, as gevolg van die breuk tussen God en mense in die paradys. En die gevolge daarvan bly by die mensdom tot die dag Romeine 8, wat God weer alles regmaak. Ek sê, dit is te verstaan dat hierdie aspek van God se wil vir ons as sterwelinge die moeilikste is om te hanteer. Op die ou einde word dit 'n geloofsaak, né? Wat is geloof? Geloof is vertroue of iets of iemand buite jou wat jy weet jou bes wil dra, wat jou belange op die hart dra. So al wat ons weet, wanneer hierdie verborge wil van God ons tussen die oë slaan, dan is dit net goed om te mag weet, soos Dawid ook gesê het, al gaan ek deur 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie. Die dal van doodskaduwee gaan nie weg nie. Dit is nog steeds daai moet daar deurloop. Maar U is by my, U stok en U staf. So, die maklike deel dan, het ons gesien van God se wil, gaan daaroor dat ons sal weet alles, en dit is die hoofsaak van God se wil, dat ons sal weet, dit gaan oor hom. Hy is in die middelpunt van die mense bestaan. Ons is gemaak om hom te verheerlik. Ons het Openbaring 5 gesien, die troongesig, God in die middel van die hemel, die engele en die ouderlinge en die lewende wesens en die miljoene der miljoene engele. So die implikasie daarvan is, dit gaan nie oor ons nie. God se wil gaan nie oor my nie. God het nie 'n plannetjie wat hy vir my uitwerk sodat ek een of ander iets moet doen nie. Ek's nie 'n pion in sy hand nie. En daarom is God ook nie 'n orakel wat ons maar net kan raadpleeg en sê, wat moet met my gebeur, wat moet ek doen nie. Dan wil ons die Here opvryf soos 'n genie en sê, kom wys vir my wat is die pad. Nee, onvoorwaardelik gaan dit oor hom. God in die sentrum. Ek het verwys na Stefan Joubert se boek, God se wil vir jou lewe. En die subtitel daarvan is, oor hoe jy in pas met God se wil kan lewe. Luister mooi, hoe jy in pas met God se wil kan lewe. Dit is regtig die punt. Het gaan nie daaroor dat God in pas kom met jou wil nie. Dat jy God kan nader roep en sê, Here, ek wil graag daai kar hê. Geef my daai kar. Of Here, ek wil graag wat ook al. Dit gaan nie daaroor dat die Here in pas kom met jou wil nie. Dit gaan daaroor dat jy in pas loop met die Here se wil. Nie God in jou diens nie, maar jy in diens van God. Daarom het ons ook gesien,
soek ons nie allerlei tekens en goeters wat vir ons openbarings moet gee nie, maar dit gaan net eenvoudig daaroor dat ons sal buig voor God in aanbidding. En dat ons sy wil sal uitvoer. Hierdie stelling bring ons dan na wat ons in die begin gesê het, disippelskap maak dat ons radikaal anders as die algemene man op straat moet wees. Vir die man op straat gaan dit oor homself. Sy bestaan is op homself gerig. Maar wanneer ons kinders van die Here word, is ons bestaan met eens op God gerig. Hy is in die middelpunt. En onthou jy? Ja, laat ek dit net eers sê. Daar moet egter eers iets ingrypends in 'n mens se lewe gebeur, voor hierdie radikale verandering in jou lewe sal plaasvind. Die verhouding tussen jou en God wat verbreek is, moet herstel word. Die sonde wat daar was, moet mee gehandel word. En hierdie punt, hierdie verhouding, en dis die punt van Jesaja 1, word nie deur kerklike aktiwiteite of deur godsdiens reggestel nie. Dis waaroor gaan in Jesaja 1. Sê dit vir mekaar. Hy sê, brandoffers van ramme, offers met die vet van gevoerde diere, bloed van bulle, lammers en bokramme, om te verskyn in my voorhowe, graanoffers, reukwerk, nuwejaarsfeeste, sabbate, saamroep van byeenkomste, gewyde rusdae. Alles deel van God se geopenbaarde wil. Hy wil hê ons moet dit doen. Dis dinge wat hy beveel het moet gebeur. Maar, en dis die punt, die blote doen daarvan, so godsdiens op sigself, is nie die doen van God se wil nie. En daarom, in 'n baie profetiese uitspraak sê die Here by monde van Jesaja, kom tog, laat ons die saak uitpraat, sê die Here. Al is julle sondes rooi soos karmosyn, sal dit wit word soos sneeu. Al is dit rooi soos skarlaken, soos wol sal dit word, as julle gewillig is en luister. Waaroor gaan dit? Hierdie is 'n profesie oor Jesus. Jesus Christus. Hy is die versoening tussen God en mens. So 'n mens moet luister na wat die Here sê oor Jesus. En dan kan ons by hom gaan skuil. En hy was ons skoon in sy bloed. Maar Jesus kom was ons nie skoon, sodat ons op die ou pad kan bly nie. Sodat ons die status quo kan handhaaf en dit nog steeds oor ons gaan nie. Dis soos hy vir die vrou gesê het in Johannes 8, gaan dan, jy moet van nou af nie meer sonde doen nie. So mense wat met God versoen is deur die bloed van Jesus, hulle word disippels van Jesus. Hulle volg hom, hulle doen wat hy ons kom leer het en wat die Here in sy woord vir ons leer. En dit is nie 'n blote beoefening van godsdiens, soos om in 'n erediens te sit of om by einkomste by te woon, wat alles is belangrik. Maar die belangrike agter dit is die versoening met God in en deur Jesus Christus. So godsdiens, sonder dat God verheerlik word, omdat Jesus ons verlosser is nutteloos en sinneloos. Daarom sê Jesus op 'n plek, baie mense sal eendag sê, Here, ons het in U naam duiwels uitgedryf. Hy sal sê, gaan weg, ken julle nie. Want hulle was nie regtig versoen met God in Jesus nie. So hy sê, verander, gaan doen ander dinge. Nou is die vraag, wat moet ons dan nou doen? Wat is dan nou die Here se wil vir hierdie mense, hierdie disippels wat nou gans anders is as die bevolking rondom ons? Ons wat moet uitstaan soos 'n lig in hierdie samelewing. Wat moet ons gaan doen? Voor ek dit antwoord, wil ek net eers ietsie gou wys uit Matteus 12 vers 43. Daar vertel Jesus 'n gelykenis van 'n man wat sy huis skoon maak. Nadat hy die huis skoon gemaak het, gaan hy op reis. Huis skoon maak beteken in daai gelykenis dat hy breek met sy ou lewe. Hy kom tot bekering. Hy sê ek is 'n kind van die Here. Maar terwyl hy op reis is,
kom daar die aanvanklike bose gees terug daar by daai huis wat nou skoon is, hy vind dit skoon en leeg, hy trek daarin en hy gaan haal 7 bose geeste, nog erger as hy self, en Jesus sê self, aan die einde is so 'n mens slegter daarin toe as in die begin. Ekskuus, wat is die punt? Wat is die punt van vergelyking? Eenvoudig. Ware godsdiens is ook nie om net sekere dinge nie te doen nie, maar is om ander dinge wel te doen. Jy moet sekere dinge aflê, as jy anders wil lyk, as jy God se wil doen, moet jy anders lyk, deurdat jy sekere dinge nie doen nie, en ander dinge wel doen. So daarom, en dit maak my bang as ek terugdink, maar baie mense dink, en hulle het so groot geword, om 'n Christen te wees beteken jy mag nie vloek nie, jy mag nie drink nie, jy mag nie losbandig wees nie, jy mag nie steel nie. Maar as jy net nie dit gedoen het nie, okay. Dis dinge wat jy nie doen nie. Maar dit is die punt wat die Here maak, ons moet sy wil gaan doen. Sy geopenbaarde wil. Die verborgde wil weet ons nie van nie, dit kom, dit gebeur. Maar ek en jy weet van God se geopenbaarde wil, dit wat hy vir ons sê. Daar is 'n hele klomp dinge wat ons kan en moet doen, wat dan hierdie radikale anders wees van disippels sigbaar maak in hierdie wêreld. Ek gaan vanaand net een daarvan uitlig, as die Here wil, en in die volgende weke dalk nog 1 of 2 ander. So, die eerste van hierdie dinge wat ons moet doen, is om goed te doen. Wees 'n goeie mens. Dis die Here se wil vir jou. Moenie worry oor wat se werk moet ek doen of wat. God se wil vir jou is dat jy 'n goeie mens sal wees. 'n Dag op jou begrafenis moet hulle sê, daai man, daai vrou was so 'n goeie mens. Op jou grafskrif moet daar staan, hy was 'n goeie man, sy was 'n goeie vrou, met 'n Bybelse definisie daarvan. So om goed te doen oral, altyd, aan almal, ongeag, om dit deel van jou lewensgrein te maak, om goed te doen teenoor vriend en vyand. Ons kry dit in Jesaja 1. Die Here sê dat godsdienstige rituele op sigself niks werd is nie. Dit eer hom nie. Maar wat eer hom wel? Wat stel hy juis in Jesaja 1 as die nommer 1 ding, daar staan dit al, die nommer 1 ding wat sy kinders kan leer om te doen. Hou op om kwaad te doen, leer om goed te doen. Hou op om kwaad te doen, leer om goed te doen. Bevorder die reg, lê die onderdrukker aan bande, handhaaf die reg van vaderloses, verdedig die weduwees se regsaake, doen goed. Do-gooder, jy moet 'n do-gooder wees. Dis ons wat Jesus ons ook kom leer het, né? In Lukas 6 onder andere sê hy, maar vir julle wat na my luister, sê ek julle moet julle vyande lief hê. Doen goed aan diegene wat julle haat. Seën die mense wat julle vervloek. Bid vir diegene wat julle sleg behandel. Iemand jou by een wang draai, draai vir hom die ander ook. As iemand jou bokleed vat, moet jy hom ook nie jou onderkleed weier nie. Gee aan elkeen wat iets van jou vra, en wanneer iemand iets van jou wat aan jou behoort vat, moet jy dit nie terugeis nie. Soos julle wil hê die mense moet aan julle doen, doen ook so aan hulle. As julle diegene liefhet wat vir julle liefhet, kan julle enige dank verwag? Want ook die sondaars het diegene lief wat hulle liefhet. En as julle net goeie dinge doen aan die mense wat goeie dinge vir julle doen, hoe kan julle enige dank verwag? Die sondaars doen dieselfde. As julle geld uitleen net aan mense wat julle hoop om dit van terug te kry, kan jy nog enige dank verwag? Sondaars leen ook aan sondaars, solank hulle maar net dieselfde bedrag terugkry. Nee, julle moet julle vyande lief hê. Doen goeie dade. Leen uit sonder om iets terug te verwag. Dan sal julle groot beloning ontvang
en kinders van die Allerhoogste wees, omdat hy self die ondankbares en die slegtes goed behandel. Dis ek en jy. Julle moet barmhartig wees, soos julle Vader barmhartig is. Dink net, broer en suster, hoe radikaal is dit? Dink net. Jou natuurlike refleksie, as iemand jou te nakom, is onmiddellik om terug te kry, te retaliate, ekskuus vir die Engels, is om terug te kry. As iemand jou te nagekom het, begin jy woede opbou en jy begin maniere kry om daai ou sleg te sê of daai vrou terug te kry of wat ook al. Jesus sê nee. Draai die ander wang. Dink net hoe radikaal is dit. Joubert skryf in sy boek, van 'n ander ou het 'n boek geskryf, die ou se naam is Craig Groeschel, en hy noem die ou, of die ou se naam is The Christian Atheist. The Christian Atheist. Weet julle wat hy bedoel? Hy sê dat ons as Christene, kerkmense, weet wat die Here sê. Ons weet wat die Here se wil is. Ons weet hy wil hê ons moet goed doen. Maar ons doen dit nie. That's it. Christian Atheists. Ons sê dat ons Christene is, maar ons lewenswyse is anders. Ons dink Bybels, maar ons leef wêrelds. Ons weet wat die Here sê, maar ons doen dit nie. En nou vertel Joubert in hierdie einste boek van 'n man wat op die underground in New York op die treinstelsel aangehou is deur 'n jong ouetjie met 'n mes. Hy vat sy beursiebel en as die jong man wegloop wanneer hulle stop by 'n stasie, dan roep hy agter hom aan, sê hy vir hom: "Hierso, wag, kom vat my jas." Ek draai om, wat is jou storie? Hy sê: "As jy my beursie moet steel om aan die gang te bly, dan gaan jy seker koud kry daar buite. Kom vat my jas, ek kan weer een kry." Hy vat die jas en die ou sê vir hom: "Maar sal jy my toelaat om vir jou kos te koop, 'n maaltyd te koop, 'n ete te koop?" "Ja, hoekom?" "Sommer maar net." Gaan saam met hom na sy gewone diner toe, vriendelik met al die mense, groet al die mense, die kelners is vriendelik, hulle ken hom. En hy vra: "Hoekom is jy vriendelik met al die mense?" Hy sê: "Soms natuurlik, is my mense, ons ken hulle, soms vriendelik met almal." Na die ete sê hy vir die jong man: "Weet jy wat, as jy my beursie vir my teruggee, dan kan ek betaal vir die ete." Gee die beursie terug. Hy sê: "Weet jy wat, hier is $20, ek geef my daai mes." Wanneer jy goed doen aan mense wat sleg doen aan jou, dan vat jy die wind uit hulle seile uit. En die Here sê, dan gaan jy een of ander vorm van dank kry. So het hierdie man op die trein dan nou nie gedoen presies wat Jesus leer nie. 1 Petrus 2:15. God wil immers hê dat julle deur goed te doen die onkunde van dwaase mense sal stopsit. En die onkunde waarvan hy praat is onkunde oor Christus en geloof en Christendom. Want ons is mos 2 Korintiërs 3:3. God se of Christus se bekendstellingsbrief aan die wêreld. En ek en jy is dalk die enigste brief van Christus wat mense gaan lees. So as ons navolgers van Christus word, en dan begin ons om goed te doen aan almal. En dan begin mense ook om iets van God se liefde te sien. Beteken nie ons moet toelaat dat mense ons misbruik nie. In 1 Korintiërs 13:6-7 stel dit duidelik dat die liefde ook grense het, né? Liefde tree nie onbehoorlik op nie, jaag nie eie belang nie, hou nie boek van die kwaad nie, is nie bly oor die onreg en wat ook al, né? Maar dit vra hierdie punt, doen goed, selfs aan hulle wat sleg doen aan jou. Doen goed, vra van jou om in alle omstandighede, voor jy reageer, eers te vra, hoe gaan ek God verheerlik? Dit wat ek tot nou toe gepraat eintlik oor buitengewone of moeilike situasies, né? Maar dan weet jy, daar's 2 vermoëns wat die Here gee deur sy Gees, wat op Pinkster uitgestort is,
aan elke ware gelowige is, waarmee ons die alledaagse, in die gewone gang van die lewe, sy wil kan gaan doen deur goed te doen. Dit is baie eenvoudig. Julle ken dit. Julle gaan vir my sê, Bram, ons het dit al lank al gehoor. Ek herinner julle gou, ek sal nie lank praat daaroor nie. 2 dinge wat die Here vir elke gelowige gee. Die eerste een is die vrug van die Gees. Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Weet jy wat? As jy die vrug van die Gees in jou lewe soek en bedryf, vertoon, dan is jy besig om goed te doen. Vat net selfbeheersing. As ons net selfbeheersing toepas, hoeveel goed kan ons nie doen aan mense nie? So wie ook al bewustelik daaraan werk, om die vrug van die Gees te vertoon, sal besig wees om goed te doen, want dan word God deur sy Gees sigbaar in jou. En die tweede daarvan, julle ken dit ook, die gawes van die Gees. Ons weet mos wat dit is. Die Here gee aan elke enkele liewe gelowige voor die voet minstens 1 gawe, 1 talent, 1 ding wat daai persoon in sy lewe goed kan doen. En wanneer jy daai ding vat en dit bewustelik gaan doen as in God se koninkryk, dan is jy besig om met jou gawe goed te doen. As jy 'n mechanic is en jy maak iemand se kar reg, dan is jy besig om jou gawe te gebruik. As jy kan sing en jy gebruik dit in die kerk, dan is jy besig om jou gawe te gebruik en God se wil te doen. Dis nie moeilik nie. Dis die goeders wat ons van hou. My gawes is die goeders wat ek van hou. En as ek dit gebruik vir die Here, dan sê hy, dan is ek besig om sy wil te doen. So om goed te doen, of jy nou lus is of nie, of jy hou van iemand of nie, of hulle van jou hou of nie, maak nie saak nie. Om goed te doen, is om God se wil te doen. That's it. Soek jy God se wil? Gaan doen goed, waar jy ook al kom. Almal op jou pad. My geliefde, is jy gereed hiervoor? Is jy gereed om anders te wees? Bewustelik, intentioneel? Is jy gereed daarvoor? Om uit te staan? Anders te lyk? Ek weet nie. Maar ek gaan nou vir jou kans gee, vir ons kans gee om in stil gebed met die Here hieroor te praat. Vra vir hom, wat moet ek uithaal wat vuil is? Wat kan ek insit wat skoon is? Met watter goeie dinge kan ek my lewe volmaak? Kom ons bid stilweg. Deur my vloei, waar hart is, laat ek daar die liefde bring. Laat ek in pyn en smart vertroostend wees, en krag gee deur geloof in die Heer. O Heer, help my om altyd so te leef, om ander oor as myself te acht. Om liefde ander bo myself, en ook eerder te gee as te verwag. Laat hierdie vrede deur my vloei, en laat daar hoop gee waar daar twyfel is. Ek wil die lig in duisternis laat skyn, want ware vreugde altyd deur my staan. O Heer, help my om altyd so te leef, om ander oor as myself te acht. Ja, om liefde ander bo myself, en ook
ek eerder te gee as te verwag. Laat hierdie vrede deur my vloei. Leer my om ook soos U te kan vergeef. Maak my bereid om aan myself te sterf, dat ander U al meer in my kan sien. Jy stap hier uit onder die seën van die Here en daarom kan jy gaan goed doen in hierdie wêreld. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle wees en by julle bly.